vraag, want as jy net hierdie goed gaan leer, soos 'n papegaai, dan is dit nie moeilik nie. Okay, maar sover dat julle nie leer nie, dat dit moeilik is. Sorry, nee. Okay, goed. Esterfikasie. Wat is esters? Esters is goed wat lekker ruik. Nie noodwendig lekker proe nie. Dit kan lekker proe, maar soos 'n vet, soos 'n vetjie op 'n skaapchoppie, dis ook esters. Okay? So, vir baie van julle proe dit lekker, ruik dit lekker, maar ek bedoel maar net, dit gaan nie noodwendig oor hoe dit proe nie, dit gaan oor die geur. So as jy 'n parfuum het, iemand al ooit parfuum per ongeluk op hulle tong gekry, wat ek al, proe nie lekker nie, maar dit ruik heerlik. Dieselfde soos met 'n blom se geur. Okay, dit proe nie noodwendig, party proe lekker, maar proe nie noodwendig lekker nie, maar dit ruik lekker. Okay. So, wat wil ek vir julle sê met die esters, jy gaan dit nie drink of eet nie. Okay, jy gaan net ruik. Okay, goed. Wat is die definisie van esters? Dis die proses waar 'n karboksielsuur met 'n alkohol verhit word om esters te vorm en ek wil hê jy moet vir my daar skryf plus water. Soos esters en water word gevorm. Goed, hy word verhit, so hy word warm gemaak. Hoekom? Om kovalente bindings te breek. En die reaksietoestande is obviously nou hitte, maar ook gekonsentreerde swaalsuur. En daai swaalsuur, ek het vir gesê as ek sê swaalsuur, dan sê jy water. Okay, so hy het twee funksies. Die een is om water te verwyder en die ander ene is 'n katalisator, want hy versnel die reaksie, hy verlaag die aktiveringsenergie van die reaksie. Ons kom nog daarby. Okay, en dan hitte is ook ene, en dan het ons hierdie bladsy is presies soos vroeër in jou notas, hy's net gecopy-paste, so dis hersiening hier. So ons het hierso die karboksielsuurgroep, hy gee twee goeters weg, en die alkoholgroep gee een ding weg, in die teenwoordigheid van hitte, en daai ding verteenwoordig mos gekonsentreerde swaalsuur, en daar verteenwoordig hitte, en dan gee dit vir jou die ester, en dit gee vir jou die water. Nou iets wat ek gesien het, julle mee foute maak soms, is, jy moet mooi weet dat 'n ester se funksionele groep lyk so. Dis hoe 'n ester se funksionele groep lyk. Okay, so daai koolstof moet gebind wees aan die suurstof, en hy moet gebind wees aan die dubbelbinding O. So jy kan nie hierdie twee goeders aan mekaar bind, maar jy het 'n C dubbelbinding O en dan 'n C en dan R is daar aan 'n O en dan gaan jy aan nie. Dit is nie 'n ester nie. Dit is iets anders wat ons nie doen nie. Okay. Goed, so daai moet so lyk en dan die watermolekuule. So kom ons kyk gou weer hoe lyk hierdie reaksie. Ons het metanosuur en metanol. Nou jy sal sien, ek teken altyd die funksionele groepe dat dit na mekaar toe wys. Dit hoef nie. Dit is net vir my makliker so om te sien. Okay? So met beteken 1, O-suur beteken hy is 'n karboksielsuur en hy reageer met metanol. So dis een koolstof, O, H en dan al jou waterstowwe. So metanosuur en metanol. Okay, en hulle gaan reageer in die teenwoordigheid van hitte en gekonsentreerde swaalsuur. Jy moet altyd die reaksiekondisies by die pyltjie neerskryf as hulle vir jou vra. As hulle vir jou vra, skryf 'n gebruik struktuurformules om die reaksie te skryf, dan kry jy 'n punt vir daai wat jy daar doen. Okay, so jy moet dit wys. Ja. Jy kan die A+ skryf, ja. Okay, goed, so, hierso het ons die karboksielsuur, die metanosuur, en hierso het ons die alkoholgroep van die metanol. So, wat gebeur is, daai H en daai OH gaan uit, en dit vorm vir jou water, H2O. Wat is fout, Heinrich? Wil jy vorentoe skryf? Okay. Dit moet jy O laat toets, ou. Okay, dan C dubbelbinding O. Okay, so daar is oor. Dan is daai O oor en daai C oor. So daai O gaan hierso en daai C gaan daar. So daar is die funksionele groep. Daai moet daar wees. Okay, nou kyk ons watter ander goeders is daar oor. Wel, daar's absoluut niks oor nie, want hy het net een koolstof gehad en een koolstof. So nou het ek net klomp waterstowwe om vol te maak. Die is van die alkohol en hierdie is van die karboksielsuur.
Okay, nou moet jy onthou, hierdie is memorisering goeders. Die alkohol, die ol, vorm altyd die syketting. Menende, hierdie ding se naam gaan wees metiel, en dan die carboxylsuur is altyd die hoofketting. So daai gaan wees metiel en daai een met een koolstof maak, Gert, maak dat dit is metanoaat. So sy volle naam is, oepsie, metielmetanoaat. Okay. Het ek al vir julle gesê, ek het vir 'n Gert skool gegee, so 2 jaar terug. Gert Spies? Wat was atleet hier in die skool? Okay, nie Spies nie. Anyway. Maar dan sit hy in my klas en sê ek, maar hy was 'n bietjie partykeer in die slaap, en dan sê ek, o Gert, as ek 'n fout maak. Ja, juffrou? Elke keer. Ek sê, sorry. Okay, goed. O Gert. Ja. Sê weer? Ja, metielmetanoaat. Sy naam, die ester se naam. Okay, goed. So nou het ons etanosuur en metanol. Nou net om anders te wees, gaan ek hierdie twee omruil. Okay, so gaan aan die linkerkant metiel teken en aan die regterkant etanoaat. Etanosuur, net om vir jou te wys. Okay, so metanol. En ek teken die funksionele groepe laat hulle na mekaar toe wys. Jy hoef nie dit so te teken nie. Okay, etanosuur. Okay, nou het ek ook agtergekom, party van julle sukkel met die funksionele groepe en dan die koolstowwe en so. So begin met die funksionele groep. Etanosuur, osuur, sê vir jou dis 'n carboxylsuur. Hoe lyk hy? Koolstof, dubbelbinding OH. Dit moet daar wees. Dis 'n carboxylsuur en die feit dat hulle vir jou sê etanosuur beteken daar moet 2 koolstowwe wees. So 2 koolstowwe. Okay, en dan het ons gekonsentreerde swaalsuur en hitte. Onthou die etanosuur is die carboxylsuur en die metanol is die alkohol. Die alkohol gaan altyd die syketting wees en die carboxylsuur altyd die hoofketting. So Linden, sonder om die struktuur te teken van die ester, wat gaan sy naam wees? Mooi. Metieletanoaat. Okay. Goed, so as ek dit net gevra is om te teken, dan begin jy met die ester se funksionele groep. Hoe lyk hy? Dis 'n koolstof, dubbelbinding koolstof. Ek teken hom nou spieelbeeld van daai een daarbo. Dat ek aan die enige kant toe gaan. Okay, nou moet ek mooi fokus. Die ding met die dubbelbinding O is altyd die hoofketting. Kom altyd van die carboxylsuur af. So hy het 2 koolstowwe gehad, so hy moet nou 2 koolstowwe hê. Die alkohol, hierdie ding, daai syketting kom die alkohol af. Hoeveel koolstowwe was daar? Daar was 1 koolstof, so hy het 1 koolstof check. Okay. En water. Goed, wat ek moet vra. Okay. Is daai beter om so te sit, Pieter? Ja. Ah. Hoe was dit in die skool? Ek weet hy was so gewees, ek wonder so. Ja, dit is. Okay, Amorey, gee vir my sonder dat ons hom doen. Gee vir my die naam van die ester wat gaan vorm. Baie mooi. Propyletanoaat. Okay, want die alkohol is altyd die syketting en die carboxylsuur is altyd die hoofketting. Altyd. Geen uitsondering. Okay, hoe lyk 'n ester se struktuur nou weer? Dis 'n koolstof, dubbelbinding O koolstof. Nee, ek teken hom nou weer andersom as die vorige ene. Net om jou op jou tone te hou. Okay, hierdie ding met die dubbelbinding O is die hoofketting.
etanoaat, et beteken 2 koolstowwe, so hy het reeds 1, dan kort hy nog 'n koolstof. En propiel, pro beteken 3, en dit kom van die alkohol af, wat daar by die suikketting is, so daar's, Caleb, propiel, so hy het 3 koolstowwe, 1, 2, 3. Het julle nie geweet hy sit daar nie? Hy kyk trekkers en hy is verlief. Waar was hy daar het die hele lewe so eenvoudig was, né? Trekker jy so happy kon maak. Shop, is julle reg? Kan ons gaan na moeilike goed toe. Kom ons begin met multiple choice. Baby steps in die lewe. Die volgende bladsy is net weer oefening van Esters, wat ons sal doen op 'n dag wat ons verveeld is. Nie vandag nie. Dis verveeld vandag nie. Chop. Okay, so kom ons kyk na multiple choice vraag. Nou die heel eerste multiple choice vraag daar, is sommer 'n klare fout in. Okay, dan gaan julle nou wys die fout. Maar jy kan sien dis 'n voorbeeld vraestel van 2008 wat beteken 1 hy is nie baie gemodereer nie en 2 dit is deur jare terug. Okay, so lees dit sê 'n eenvoudige reaksieskema word hieronder getoon. Kom ons check hom daar. Ons sien daar is iets met 'n dubbelbinding. Alkeen. En dan word iets daar bygevoeg. Wat 'n soort reaksie is dit wanneer jy begin met 'n dubbelbinding? Addisiereaksies. Nee? So kom ons begin eintlik gou met 'n mini opsomming vir onsself hierbo. Ons het gehad oksidasie. Wat is dit? Dit is enigiets. Ek gaan nou net sê X plus suurstof gee vir jou koolstofdioksied en water. Nou julle om. Toe het ons gehad substitusiereaksies. En ons het 3 soorte substitusiereaksies gehad. Ons het waar ons gehad het hy substitute met diatomiese halogeen. So ek gaan sê net maar sê X2 of hy substitute met en onthou enigstens. Waarom kan hy nog so dink 'n bietjie waartoe kan hy nog gaan? So as hy hierdie gehad het bygevoeg is dan word hy halogeen. Waartoe het ons nog goeters nou toe verander? So, blaai terug. Sê weer? Sout en water het ons gedoen met eliminasie. Okay, ons het alkohole ook gevorm. Hoe kan jy alkohol vorm? Met een van 2 maniere. Jy kan of 'n sterk basis bysit of jy kon water bygesit het. Substitusiereaksie. Was er nog een? Ek voel daar was nog een, maar ek is nou self. Ja, ons het hom gehad. O, en dan soutsuur. Wag, ek is nou daar by waar jy is. En die ander ene was 'n waterstof met 'n halogeen. Okay. Maar reaksiekondisies hier is belangrik. Is matige hitte en opgelos in water, menende aqueous. Okay, so hier is nou kort klein opsomming. So as alwees hier baie ander goed wat ons nog kan bysê. So dit is vir substitusie. Dit is gehad addisiereaksies. En addisiereaksies is waar ons begin het met dubbel of trippelbindings en ons het gegaan na enkelbindings toe. Okay, dit was addisiereaksies en hierso moes ons mooi onthou, ons het 4 soorte addisiereaksies gehad. Dit gehad hidrogenering, halogenering, hidrohalogenering en hidrasie. Daai was die 4 wat ons gehad het. Hidrogenering, halogenering, hidrohalogenering en hidrasie. En dan die laaste een wat ons gehad het is eliminasie.
Daar's waar ons gaan van 'n enkel binding na 'n dubbel of 'n triple binding. Jy het eintlik net na 'n dubbel binding toe gegaan. Eliminasie. Wat moet ek nog daar onthou het? Ek moet onthou dat ons obviously baie hoë energie nodig gehad het. Ons het 2 soorte eliminasie gehad. Ons het gehad dihydrohalogenering en ons het gehad dehydrasie. Daar is die 2 wat ons gehad het. En dan ook kraking. Okay, en hierso moet ek onthou, het ons baie hitte gehad en ons het of gehad, swaalsuur wat gekonsentreerd is, of ons het gehad 'n sterk basis wat gekonsentreerd is. En dan die laaste soort reaksie wat ons gehad het is esterifikasie. En hy was redelik maklik, is 'n karboksielsuur met 'n alkohol gee vir jou 'n ester en water. En jy kort swaalsuur en jy kort hitte. Okay, nou ek probeer baie mooi vir jou opsomming, maar ek weet die helfte van die goeder waarvan jy praat, weet ek nie waarvoor dit staan nie. Wat is jou probleem? Nee, 1, 2, as jy moet 'n stuk so opsomming gaan maak vir jouself. Nou in die boekie wat ek vir julle uitgedeel het, is as jy by bladsy 41, so skryf op bord bladsy 41, vir jou daar weer opsomming, hè? Is daar op bladsy 41 en 42 'n volledige opsomming, menende, sê nou maar jou reaksie begin met 'n alkaan. Dan het 'n alkaan 3 soorte reaksies wat dit kan ondergaan. Okay? So dan kan jy gaan kyk, het dit gebeur of het dit gebeur, wat is die reaksiekondisies, wat is die produkte vorm, selfs hierso, soos 'n volledige opsomming. Dan op die volgende bladsy hierso is 'n meer opsomming soos wat ek nou net gemaak het. Met al die reaksies wat jy moet kan doen, waarmee begin jy, wat is die reaksiekondisies en wat is die produkte kry jy. Okay, so hier is ook 'n lekker opsomming en dan sal al die definisies en dan begin ons met voorbeeldvrae. Okay, so gaan maak, jy moet 'n opsomming gaan maak wat vir jou sin maak, wat jy vinnig in 'n toets of 'n eksamen vir jouself kan gaan neerskryf. Okay. Dus hierdie al die definisies oor. Vir hierdie hoofstuk. Ja, maak dit oor. Dis al wat ons moet. Dis al wat jy hoef te ken. Okay. Goed. Kom ons kyk gaan na hierdie. Hulle sê daar vir jou, jy begin hierso met 'n dubbelbinding. Okay, so nou moet jou kop vir jou sê, jy weet, hierdie is addisie, daai. Dan sê hulle vir jou, jy kry X, wat beteken hy's 'n versadiging. Dan sê hulle vir jou iets baie confusings. Hulle sê vir jou, 'n terugvloeiapparaat, wat 'n refluksapparaat is, 'n refluksapparaat gebruik ons in eliminasie. Maar dan sê hulle vir jou natriumhidroksied opgelos in water, wat vir jou sê substitusie. Want as hierso gestaan het, gekonsentreerd of etanol, en dis 'n ou vraestel, dan sou dit gewees het eliminasie. Okay, so is 'n bietjie van 'n confusing dingetjie hierso, maar hierdie produk moet vir jou die antwoord eintlik gee wat hulle wou gehad het. Okay, so hier sien jy iets weirds. Okay. Ek wil nou vir jou, wat wil ek nou vir jou gesê daarso? Kom ons begin gou eers met die eerste reaksie, dan val dit my by. Alright, so ons sit met hierdie ding, ek gaan hom gou gaan teken vir myself, bietjie voller. So ek het 'n koolstof, en dan 'n koolstof, en dan 'n dubbelbinding en 'n koolstof. Ek sien ek het 3 waterstowwe, dan 1 waterstof, en dan 2 waterstowwe. Alright, chap, so dit maak sin, wat ook al hulle daar het. Dan sit hulle nou by daarso 'n waterstofbromied. Okay, 'n addisiereaksie. Goed, so wat gaan nou waar gaan kom? Daar's 'n waterstof. Gaan die waterstof by koolstof 1 of koolstof 2 gaan? Volgens Markovnikov se reël. By die eerste ene. Want die waterstof gaan na die koolstof toe met die meeste waterstowwe. So die produk X wat ek daarso het is 1, 2, 3 en dan so 'n broom daar en dan al sy waterstowwe. Okay. So jy het 'n volledige haloalkaan. En dan sê hulle vir jou nou, soos ek gesê het, terugvloeiapparaat of natriumhidroksied. Okay, nou die reaksie wat hulle hierso gesoek het met die antwoorde wat hulle vir jou gee, is actually sonder die terugvloeiapparaat met die natriumhidroksied oplossing. Opgelos. Okay? So die feit dat daar staan
aqueous. Daai. Sê vir jou, hy is opgelos in water, sê vir jou, ons is besig met 'n substitusie reaksie. Okay? So daai sê vir my, dis 'n substitusie reaksie. Nou, wat gaan ek substitute met wat? Jy sien daar dat natriumhidroksied gaan opbreek in natrium en in hidroksied. Waar gaan hy hiermee gaan substitute? Natuurlik met die weird broom ding. So die broom gaan met die hidroksied omruil. Hoekom? Broom is negatief, hidroksied is negatief. Die negatief en die negatief ruil met mekaar. Okay, sodat jy sit met 1, 2, 3, daar is jou OH, en daar is die res van die stof. So die ding wat ek vir julle wou sê is, hierdie produk was ook verkeerd, hy moes gewees het natriumbromid. Okay. Goed, so die vraag daar was, watter formule is Y? So daar is die produk wat gevorm het, as ek sy gekondenseerde struktuurformule moet gee, is dit CH3, CH, vir daai H daarso, en dan is daar 'n OH, en dan weer 'n CH3. Okay, hoekom kan ek nie daardie H en daardie H aan mekaar skryf? Hoekom kan ek nie sê CH2O nie? Want daai twee H's is nie aan mekaar gebind nie. En met 'n gekondenseerde struktuurformule wil jy wys wat is aan wat gebind. Okay, so daarom is die antwoord B. Maar hierdie was 'n moeilike een, want tyd verskriklik baie foute. Okay, kom ons kyk na die volgende een. Dit sê, watter een van die volgende reaksietipes kan gebruik word om eteen uit oktaan te berei? So hulle sê vir jou, jy begin met oktaan, so oktaan is C8H18. Okay, okt is 8, aan sê vir my dis 'n alkaan, so ek gebruik die alkaan se algemene formule. En dan sê hulle vir jou, jy kry uit hom eteen. Et is 2, 1 sê vir jou dis 'n alkeen, so dis H4. So hoe dit ding is, kan jy hierdie kry uit hierdie uit. Gina, watter een van daai reaksies kan dit vir jou gee? Hoe vat jy 'n lang ding met 8 koolstowwe en dan kry jy iets met klein koolstowwe of minder koolstowwe? Sê weer? Eliminasie, watter soort eliminasie reaksie? Want nou sien jy daar staan nie eliminasie nie. Okay, goed, so ek hou daarvan dat jy gesien het eliminasie, want jy sien jy gaan van 'n aan, van 'n enkel binding, na 'n een met 'n dubbelbinding. Eliminasie. Okay, by eliminasie sien jy het of dihydrohalogenering, jy het nie 'n halogene gehad nie. Dehydrasie, jy het nie 'n oksied gehad nie. So dan moet dit wees kraking. Sharp, Gina? Okay. Goed, volgende een sê hulle vir jou. Oorweeg die vloeidiagram hieronder. Okay, jy sien propeen 1, so 1 beteken ons 'n dubbelbinding, en dan sien jy waterstof en platinum, en dan sien jy verbinding X. Okay, as jy 'n dubbelbinding mee begin, watter soort reaksie moet dit wees? Addisie reaksie. Okay, so jy het begin met propeen, prop 3, 1, 2, 3, en ergens moet daar 'n dubbelbinding wees, so. Dan voeg jy waterstof by. So wat gaan jou produk wees? 1, 2, 3. En jy sit, jy sit daar 'n waterstof en daar 'n waterstof by. Okay, so hulle vra vir jou, wat is die IUPAC naam van verbinding X? 3 koolstowwe, 1, 2, 3 is prop, en dan sien jy, daar's net waterstowwe, so dis propaan C. Okay, volgende ene. Tydens die dehydrasie van butan-2-ol, wat hieronder voorgestel word, vorm verbinding I as een van die produkte. Okay, kom ons stop net gou binne. Dehydrasie, vat weg. Dehydrasie, hydrasie beteken water, as ek sê water, as sê jy? Swaalsuur. So dehydrasie beteken ons nodig gekonsentreerde swaalsuur. Ek weet dis nie die vraag nie, ons toets net, ons herhaal net dieselfde wat oor en oor en oor en oor, dat dit vas lê. So gekonsentreerde swaalsuur en hitte.
en terugvloeiapparaat. Okay. Wat gaan ons verwyder hierso? Dehydrasie. Ons gaan obviously hierdie alkohol verwyder. Okay? Maar dan moet 'n dubbelbinding vorm. So nou is die vraag, gaan ons by hierdie koolstof 'n waterstof verwyder of gaan ons by hierdie koolstof 'n waterstof verwyder? Hier is natuurlik koolstof 1, 2, 3. So Bylin by 1 of 3. Wat sê Zaitsev se reël? Steal from the poor, give to the rich. So, jy gaan by die een wat die minste waterstof het, gaan jy 'n waterstof wegvat. Okay? So daar gaan die water weg en dan sit jy oor met 1, 2, 3, 4 en dan tussen daai 2 is die dubbelbinding. Okay. So nou moet ek kyk na my opsies hieronder. Nou sien jy hier's 'n klomp geziggerzaggery hieronder. Okay, dit is fyn, dit is regtig eintlik hoe die molekules lyk, is hulle maak so zigzag, zigzag, zigzag. Maar dis nie einde van die wêreld nie. Ons sien van daar af dat die antwoord moet wees B. Is? Kyk. Goed. Watter een van die volgende pare reaktanse kan gebruik word om die ester etielbutanoaat in die laboratorium te berei? Eliandri? Die eel kom van die alkohol en die oaat kom van die karboksielsuur af. Sê weer? So, wag net gou. Die etiel kom van die alkohol af. Dit gaan sê wees. So, dit is etanol en butanoesuur. So, die antwoord is C. Chop? Okay, volgende bladsy. Watter een van die volgende pare verbindings verteenwoordig die produkte wat tydens die volledige verbranding van oktaan gevorm word korrek? Kyk, kom ons op. Jean Marie. Verbranding. Wat is dit? Wat is die reaksies ons moet weersag? Watter element het jy altyd nodig vir verbranding? Sonder dit kan vuur nie bestaan en sonder dit kan ek nie asemhaal nie. Suurstof. Okay. Goed, so oktaan is C8H18. Nodig jy suurstof. Verbranding. So watter reaksie is ons besig mee? Ons is besig met oksidasie. So in plaas van sê oksidasie kan hulle sê verbranding. Okay, volgende ding in Engels is dit combustion. Die wat belangrik, combustion. Nou sê hulle volledige verbranding. Hoekom sê hulle dit? Want hierdie is 2011 se vraag en die syllabus het eers 2014 verander. So toe doen hulle nog onvolledige verbranding waar koolstofmonoksied vorm. Nou is dit maar net algemene kennis vir julle. So volledig beteken watter produkte gaan vorm, Dian? Ek vra vir jou vir die naam van die produkte. Koolstofdioksied en water. Ja. Okay. Goed. Watter een van die volgende pare reaktanse kan gebruik word om die ester etielmetanoaat in die laboratorium voor te berei? Daai eel kom van die alkohol af, alkohol, en die metanoaat kom van die karboksielsuur af. Nee, Frederik? Ja, so Frederik, watter twee gaan dit vir jou gee? Jou vriende is reg, dit is C. Dit is etanol en metanosuur. Sê weer? Dit is altyd die alkohol. Die eel is altyd die alkohol. Met 'n ester. Okay. Goed. Die soort verbinding wat gevorm word wanneer biet-1,1 met water reageer in die teenwoordigheid van 'n geskikte katalisator is 'n. Okay, kom stop gou. Hulle sê wanneer biet-1,1, dubbelbinding. As jy begin met 'n dubbelbinding, Henk, watter soort reaksie is dit? Jy kan nee. Dit maak 'n dubbelbinding. Dit is addisie. So altyd addisie reaksie. Okay, what are we adding here? Hulle sê vir jou reageer met water. Louwendra, as ek sê water, dan sê jy
Swaarsuur. So daai geskikte katalisator is swaalsuur. Okay. Nou ek sê nie al die extra bits and pieces om vir julle te wys hoe goed ek my reaksies ken nie. Ek sê dit vir julle want hulle kan daai vraag vra. In plaas van hierdie vraag kan hulle daai vraag vra. Okay, so hierdie moet alles deur jou kop gaan. So ek sê water, dan sê jy swaalsuur. Geskikte katalisator swaalsuur. Goed. Addisie reaksies. Begin met bied 1-1. Kom ek teken hom vir myself. 1, 2, 3, 4 en op die eerste een is daar dubbelbinding. Nou sê hulle vir jou, jy voeg wat by? Jy voeg water by. Okay. So watter produk gaan ons vorm? 1, 2, 3, 4. Daai het 2 gehad, daai het 1 gehad, 1 so. So hierso kan iets vorm en daar kan iets vorm. Want daai dubbelbinding gaan breek. Wat gaan vorm daar? 'n Waterstof en 'n hidroksielgroep. Okay, nou is my vraag aan jou Pieter. Ek gaan inzoom daar vir jou. So, daai gaan ergens gaan sit en daai gaan ergens gaan sit. Wat gaan waar gaan sit? Hierdie ene en daai ene gaan daar gaan sit. Watter een gaan waar gaan sit en waarom? Dit is Markovnikov se reël. Qualifying as audience 50-50. Linden, sy sê draai nooit jou nek so nie. Ja, jy doen. Audience? Anyone? Which one will go where? Ja, Linden. My maggies, die antwoord. Ja? Okay, so which one is it? No, koolstof 1 of koolstof 2? 1. So die waterstof gaan sit by koolstof 1, want hy die meeste waterstoffe. Ja, Pieter, lei dit 'n klokkie vir jou? Ja, moet jy vroeg, wat dan van die Die ander een gaan sit daar. Dit is die Markovnikov se reël. So dit is 90% van die tyd wat gebeur. Okay, so is byvoorbeeld Pieter, as ek nou vir julle sê reg, die res van hierdie periode kan julle die multiple choice doen op julle eie. As julle klaar is, kan julle relax. Wat gaan 90% van die klas doen? Relax. Okay? Dit is wat gebeur in die lewe. Dis hoe die natuur werk. So hoekom is dit so? Dit is hoe dit vorm. Okay, dan mag dalk 10% wees wat aan die ander kant om is. Ja. Ek weet al die in die teenwoordigheid van 'n geskikte katalisator. Die geskikte katalisator is swaalsuur. Okay, so nou daai ding gevorm, wat kan jy sien dan watter homoloë reeks behoort dit in drie gaan? Nee. Hierdie ding. Flip. Okay, alcohol. Heinrich, jou vraag is hierdie primêre, sekondêre of tersiêre alcohol en waarom? En dan Charles, jou vraag gaan wees, wat is die naam van die funksionele groep van die produk? Ja, Heinrich. Sekondêr. Hoekom? Jy's reg? Want hy is gebind aan 2 ander koolstof. Verkeerd. Hy is gebind. Wie is hy? Die koolstof gebind aan die hidroksielgroep is gebind aan 2 ander koolstof. Ja, ek gaan nou gee ek 'n antwoord. Nee, ek het nie gevra vir die goed. So wat hy het gehoor het is naam toe gaan hy naam toe. Mooi luister na die vraag. Wat is die naam van die funksionele groep? Ek het die antwoord gegee nou net. Ek sien jy. Weet jy so gestres oor jou antwoord? Wat is die naam van die funksionele groep? Hidroksielgroep. Okay, goed. Ja, Dregan, daar is nie jou beste oomblik in jou lewe nie. Okay, goed, volgende vraag. Beskou die reaksie wat hieronder voorgestel word. Jy sien 'n dubbelbinding Ardo. En dan sê dit is watter soort reaksie? Gooi hom met iets in vir. Asseblief. Ek probeer daagliks 'n beter mens te wees, maar soos julle maak dit skrikkelik moeilik. Yeah. Jy sien 'n dubbelbinding. Dan vorm dit 'n dit kan nie eliminasie wees nie. Eliminasie maak dubbelbinding. Addisie reaksie.
Okay, so dadelik kan jy sê, dis 'n voorbeeld van 'n addisiereaksie, maar as jy hand opneem. En weer my vraag aan jou is, vir hierdie addisiereaksie, wat is sy naam en watter reaksietoestande is nodig? Die hydrohalogeenering. Sit jy halogeen by? Hydrogenering. Hydrogenering en reaksiekondisies? So ek sê waterstof, as sê jy? H2SO4. Dit moet 'n lekker dag hê verder. Hoor. Waterstof, dan sê jy? Nie water nie. Platinum, dankie. Okay. Okay, goed, volgende ene. Luister, hy fokus actually nie. Okay. Die vergelyking hieronder verteenwoordig 'n reaksie. Fokus. Wat plaasvind wanneer 'n organiese verbinding en gekonsentreerde natriumhidroksied sterk verhit word. Ding ding ding, daar's jou clues. 2 clues, net daarso. Dit sê gekonsentreerde natriumhidroksied, sterk gekonsentreerde natriumhidroksied. Okay, wat beteken iets? En dan sê hulle sterk verhit word. Daar's jou 2 clues dat dit watter soort reaksie is, Rikus? Nee, dis nie. Dankie. En watter soort eliminasie reaksie, Amonai? Wat kyk na hierdie ding? Wat kan ons elimineer? Sê jy? Die broom is aan watter groep op die periodieke tabel? Halogene. So watter soort reaksie is dit, Xavier? Jy moet begin met die, want is die eliminasie. Call a friend, ask the audience 50-50. Sê jy? Nee, want as jy vat nie water weg nie. Ja? 3 hydrohalogenasie. Ja, jy moet hom gaan oefen. So jy vat weg 'n waterstof en 'n halogeen. Chap, so die halogeen gaan soontoe en die waterstof gaan soontoe en dis hoekom jy daai 2 produkte het. So jy het nou daar 'n dubbelbinding gevorm. Wat gaan daai ding se naam wees, Linden, met al die antwoorde? As hy nou die dubbelbinding gevorm het daar. Propeen 1. Hy hoef nie eers die 1 te hê nie. OK. Die reaksie wat deur die vergelyking hieronder voorgestel word, vind plaas in die teenwoordigheid van 'n katalisator. Kyk gou mooi na die reaksie. Soos juffrou fout in die vraestel, ons doen nie tot by 13 nie. Ek het nie gevra wat is 13 se naam nie. Jy moet net weet dit is 'n lang koolstofketting wat opgebreek word in kleiner koolstofkettinge. Die reaksie is 'n voorbeeld van wat, Amorey? Kraking. So jy kan of sê eliminasie of spesifiek kraking. OK. Volgende ene. Die volgende vergelyking verteenwoordig die kraking van 'n koolwaterstof by hoë temperatuur en druk en dit is die katalisator hoë temperatuur en druk. Wat een van die volgende is die I? Hou ek naam van produk I. OK, kom ons figure uit eers hoeveel koolstof het produk I. So 11 hierso. 2 × 2 = 4 plus 4 = 8, so C moet wees 3. 24, ja. 2 × 4 geef my 8. Plus 10 geef my 18, so dit geef my 6. So wat aan watter homoloë reeks, Gina, behoort hy? Bylin, wat is die algemene formule van daardie homoloë reeks? Leandrie, wat is sy naam? Ja. Hy behoort aan die alkene. Ja. Dankie. En Leandrie? Propeen. Yes? Okay, so jy moet die reaksie so op jou vingerpunte ken. Okay, so graad. Wat nou? Okay, so in 'n boekie van jou gaan
gaan jy vir my okay. We gaan na bladsy 49 toe, na vraag 7. Bladsy 49, vraag 7. Okay. Okay, so ek gaan hom so gee en ek dink dit is tyd vir sweeties. Want hier gaan dit bietjie rof by julle. Ek het 'n helpertjie voor wat gaan help om sweeties uit te deel. Okay. Alright, kom. Chemie. Weet jy wat chemie? Okay, Ardu, wykie. 49. Wat is 49? Sjoe, hierdie sweets het gegaan, hoor. Ek dink iemand anders eet my sweets. Okay, Caleb, kom saam gee jou. Ek gaan vir help met sweeties. Kom. Okay, kom ons kyk gou na hierdie reaksie. So hulle gee vir jou daai diagram en jy moet eers voordat jy die vrae lees, enigsins, moet ons gaan uitfigure wat gebeur hierso. Okay, so wat ek jou voorstel in die toetsingeksamen, gaan skryf hierdie diagram oor. Maar baie eenvoudig, ek gaan nie 'n mooi blokkie gaan teken nie. Jy gaan net vinnig hierdie goeders gaan teken. So. Okay, Caleb, jy reg. Kom staan hierso. Jy gaan vir die maatjies sweeties uitdeel. En dan as jy dit mooi doen, dan kan jy ook 'n sweetie kry. Wil jy? So, hallo almal. Okay, staan jy so met die sweets? Maar jy mag net vir die soet maatjies sweeties. En wat? Hy sê nou vir my, hy het nog nie by die skool flikwoord eers gesê vandag nie. Okay. Baie mooi. So daarvoor kry jy 'n sweetie, Caleb, hoor? Dat jy nie vandag 'n flikwoord by die skool het nie. Standaarde is laag. Okay, goed. Okay, kom ons kyk gou as julle moet mooi luister na die vraag, Caleb, en jy moet mooi kyk wie antwoord sodat jy vir hulle 'n sweetie kan gee. Alright? Dadelik is julle ook bietjie wakker. So, kom ons kyk gou hierso. Hierso sien julle, het ons julle sien ons het hierso 'n versadigde verbinding, enkelbindings. En as ons kyk gaan na die langste koolstofketting, is ek dink daar, dan sien julle jy daar 'n syketting en jy daar daai ding. Goed. sien julle hom? Yes. So dit is 'n propaan met 'n metiel en 'n bromo. Alright. Nou sê hulle vir jou het 'n reaksie 1 en 'n reaksie 2. Kom ons check gou. Reaksie 1 sê hulle vir jou gaan na alkohol toe. En 'n reaksie 2 sê hulle vir jou gaan na alkeen toe. Okay, hierdie kan dalk 'n maklike ene wees, want om te gaan van enkelbindings na 'n dubbelbinding, steek jou hand op as jy 'n antwoord ken. En weer, dis te stadig. Van 3 gaan. Linden. Dankie. Okay, so kyk gou op, daai oor met hand op steek wat gesê. Ja? Okay. Hy gaan dit nou bring. Hier gaan hy. 3 2 1 go. Alvast? Kom, gaan. Alright. Okay, goed, hierdie gaan 'n lekker lang proses wees. Oor dit. Okay.
vir nog 'n sweetie, watter soort eliminasieproses? Ja. Sê weer? Nee. Ek kan nie hoor nie. Vir nog 'n sweetie, watter dihydrohalogenering. Vir nog 'n sweetie, watter reaksietoestande is nodig vir dit? Sterkte Ja? en water. Nee. Sterk basis. En 'n sterk basis. Jy hoef maar voel, hy help jy help. Ek kry maar sweetie, ek kry sweetie. Ja, sê vir Linden, baie dankie vir jou sweetie. O, jy sweetie sê deel tyle. Okay, maar kom, moet jy vinnig lees my ouetjie. Okay. So, skryf julle neer. Hitte. Ja, jy kan. Basis wat gekonsentreerd is. Okay. Geef jou daai net kos, kyk gou waartoe sal dit gaan. Natuurlik sal hierdie ding geëlimineer word, want hy is die goeie ding. En dan een van hierdie koolstowwe gaan geëlimineer word. Kos kyk gou. 1 met dit 3 koolstof met die broom. Ja. Koolstof met waterstowwe. So die dubbelbinding gaan enige kant toe gaan, want hierdie koolstof het 3 waterstowwe, daai koolstof het 3 daar so. So hierdie broom gaan geëlimineer word, waterstof gaan geëlimineer word en daar gaan 'n dubbelbinding vorm. Okay? So dit is 'n reaksie of stof uit tog. Daai gaan nie werk nie. Okay? Daai is stof B. Goed, dan sê hulle vir jou, so ek het nog nie een uitgefigure nie, kyk gou of ek die res kan uitfigure. Hulle sê vir jou reaksie 3, gee vir jou daai ding. Daai ding het 4 koolstowwe, 1, 2, 3, 4 koolstowwe, 8 waterstowwe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 waterstowwe, het ek nou reg getel? 8 waterstowwe en dan 2 brome. Hier is geen brome van B nie. Kinders wat by my was dit geëet. Ek dink so. Ek se twee nuwe sappe. Jy hoef glad nie. Okay. En dan gaan nou 10 teen 1. Wag, ek gaan dit gee so sê. 1, 2, 3. So. En dan, so dit is wat ons hierso gehad het. Daai dubbelbinding is gebreek, want ons moes 2 brome bygesit het. So daar is 'n broom by, en hierso is 'n broom by. Alright, kyk op as jy wakker, sweetie tyd. Wil jy uitdeel? Okay, ja, ek wil nou net sê. Okay. Goed, vraag is, watter soort reaksie is dit, as jy 2 brome bysit vanaf 'n dubbelbinding? Ja? Mooi, Dian. Watter soort addisie? Ek is nie seker nie. Nou, ja? Nee. Halogering. Watter reaksie kondisies is nodig vir daai reaksie? Nee! Kijk maar nie. Sonlig! Halogering. Okay. Sonlig is nodig. Het jy nou hier bygeskryf? Sonlig, hierdie was gewees halogenering van alkanes, eintlik die volledige naam. Hierdie is addisie. Maar dit is halogenering net. Waar toe gaan jy? Raak nou geïrriteerd. Nee, ek moet die vlag gaan afval. O. Jy moet die vlag gaan? Afval. Nee. Afval. Nee. Huis is op, stryk is af. Jy moet die vlag gaan stryk. Mag die vlag aan die grond raak? Ja. Maar net Nee, sjoe. Baie, ja, ek moet jy regtig die vlag stryk. Okay. Sjoe, okay, goed. So, eliminasie. Skryf julle die goeders neer, want ek gaan vir julle sê dit is super belangrik. Daar staan sonlig hierso. En dan staan nie, dis eintlik nie sonlig nie. Nou as ek aan dink, want dit is addisie.
Dis eintlik net nee, daar's niks. Dis net halogenering en dis 'n addisiereaksie. Okay. So nou is ek Pieter fokus hier. Nou is ek terug na hierdie kant toe. Okay? So hulle sê van hier af gaan jy na alkohol toe. Nou van daar af na alkohol kan jy doen net op een manier. En dit is substitusie. Okay? Want as dit om na alkohol toe te gaan kon op na twee maniere gewees het, vanaf 'n dubbelbinding, hidrasie, vorm jy alkohol, of as jy 'n broom het en jy substitute dit met 'n hidroksielgroep. So hierdie moet wees substitusie. Okay, dan gaan jy kry 'n alkohol, so dit gaan wees, jy kan nie groen sien nie. 1, 2, 3 en af en daar gaan die olgroep wees. So nou wil ek by jou weet, enigiemand, primêre, sekondêre of tersiêre alkohol. Die twee nie.